liefde wat oorweldig, 'n liefde wat net gee, hoër as die berge, dieper as die see. Jesus, in U is daar meer. Oh, 'n liefde wat oorweldig, 'n liefde wat net gee, hoër as die. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog vir ewig, hy regeer vir ewig. Daar's 'n koning wat regeer, die soem van sy kleed al die tempel. Ons leier in oorwinning, dis hy self wat voor ons uit sal gaan. Al uit alles hy beheer, is hy steeds op die troon van genade. Koninkryke wankel, maar die wat op die rots is sal bly staan. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog vir ewig, hy regeer vir ewig. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog vir ewig, hy regeer vir ewig. Vergader saam in gebed. Here, wanneer ons hier vanoggend by mekaar kom, ons kom met groot vreugde by mekaar, met 'n groot dankbaarheid, met 'n lied in ons hart. Here, want ons het gedink vir baie van ons, het ons gewonder waarheen. Dit was 'n deurmekaar week gewees, Here. Nie gedink ons gaan hierdie Sondag hier op hierdie plek by mekaar kom as gelowiges nie, maar Here, ons is dankbaar daaroor dat U die een is wat die deur hanteer en dat U die een is wat vir ons die deur nog steeds waawyd oophou. U is daardie deur. Dankie dat ons vanoggend hier kan wees, Here, en dat ons 'n begeerte in ons harte het om U te wil dien en te aanbid. Ja, Here, dat ons graag wil sing en dat dit vir ons grootste motief is in ons harte om voor U te kom staan vanoggend en voor U te kom sit om te kom sê, Here, hier is ek. Ek is bereid om my hand hoog op te steek om te sê, Here, ek wil graag meer vir U.
Dankie Here dat in ons harte ook daardie begeerte is dat ons nie net wil oorleef nie, maar ons wil vir U leef. Ons wil uitgaan in die wêreld en ook 'n verskil gaan maak daar waar jy ons gesit het met die gawes en talente wat ons het. En daarom Here, dankie vir vanoggend. Dankie vir elkeen wat vanoggend hier is. Dankie vir elkeen wat hierdie gawe gegee het van geloof. Dankie Here dat ons kan uitgaan ook as 'n familie. Nie meer elkeen op ons eie nie, maar elkeen van ons het uiteindelik 'n gaatjie gekry waar ons onsself kan wees en waar ons kan dien na die beste van ons vermoë. Maar Here, help ons vanoggend, lei ons in die woord. Dra vir ons in die woord, Here, mag hierdie woorde in ons harte ingegraveer is, mag ons dit insluk vanoggend. Ja Here, want al wat ons het is vir U. En Here, dit is genoeg. Dankie dat ons vanoggend hierdie kan bid. In die almagtige en heilige en kragtige naam. Amen. Ek was nog in my lewe nog nooit 'n stigterslid gewees het. So nou is almal stigterslede. So interessant is, ek het nou gewonder as 'n mens met 'n kerk nou wegspring, waar in die Bybel gaan 'n mens nou wegspring? En eintlik nee, is daar net een plek waar 'n mens kan wegspring met 'n nuwe kerk en dit is reg in die begin van die Bybel in Genesis 1 en ek gaan lees vanaf vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was woes en leeg. En donkerte was oor die oerwaters, maar die gees van God het oor die water gesweef, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien dat die lig goed was. God het oor die lig en donker van mekaar geskei. God het die lig genoem, dag genoem, en die donkerte nag genoem. En dit was aand en dit was oggend, dag 1. Vers 26 ook. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere, wat op die aarde rondbeweeg. Het jy vanoggend toe jy wakker geword het, getel deur hoeveel deure jy geloop het? Kom ons vat 'n raaiskoot. Vat 'n bietjie raaiskoot. Vanaf jy vanoggend wakker geword het, deur hoeveel deure jy geloop om vanoggend hier by die kerk te kom sit vanoggend? Dis nou badkamer in en uit, kom by 7 keer terug en in en uit. En dis nou by jou kar se deur binne in en uit en dan by die kerk se deur nou in en later by die kerk se deur uit. Deur hoeveel deure dink jy vanoggend geloop om vanoggend hier te kom sit? En ek moet nogal sê, dis nie iets wat 'n mens loop en dink aan nie. Ek meen jy het nie gestop by daai deur en daai deur gekyk en sê, "Ooh, dis 'n mooi deur. Hy's mooi afgewerk. Hy werk so lekker. Hy's geen olie op sommer nog nie." Dis nie asof jy 2 keer gedink het daaraan nie, glad nie. Maar dit is ongelooflik deur hoeveel deure 'n mens elke dag van jou lewe loop sonder dat 'n mens regtig stop en daaroor dink. Sien, dis iets wat ons letterlik elke dag in ons lewe doen, honderde deure. En partymal ek weet nie hoekom die vrouens altyd so baie van 'n deur maak nie. As jy baie romanties wil wees, dan moet jy nou stop en dan moet jy nou jou vrou se deur vir haar oopmaak as sy kan inklim en dan moet jy hom nou toemaak. So dan weet ou van 'n deur, maar gelukkig as jy getroud is, dan leer jy later die vrou hoe om 'n deur te hanteer. Jy weet sy weet maar interessant is daar by Hennies gewees. En nou sit ons taamlik aan die agterkant daar van Hennies. En nou die kinders is besig om daar te speel. Sy naam by die speelplek, die van ons wat daar was, julle gaan nou weet, besig om van hulle energie ontslae te raak, maar agter is daar 'n skuifdeur wat hulle opgelos het dat die boeties daar kan ingaan en uitgaan. En op 'n stadium nou toe dit nou lekker koelerig is en dit raak te donker en daar kom so 'n koelwyntjie in. Ek dink amper ouma het op 'n stadium opgestaan toe sy daai skuifdeur gaan toetrek. Maar die volgende oomblik toe kom daai hoete van buite af, maar hy loop aan daai skuifdeur vas en ons sit so koel teen daai skuifdeur. Maar nou kyk, ons het ons pause probeer hou. Ek weet as jy al iemand gesien het jy 'n skuifdeur vasloop, dis onmoontlik om nie te lag nie. Want toe daai pizza dan nie daar agter uitgekry kom en sy het getoebreek ons ook, toe kon ons dit nie meer help nie, weet. So met ander woorde, ja, dis skreeustraaks as iemand vra dat 'n deur vasloop. Maar nou interessant is in vanoggend se gedeelte wil ek graag stil staan by 'n deur. En interessant is dat hierdie deur praat die Bybel nogal pertinent gereeld van. Dis 'n deur wat nogal gereeld voorkom. Nou reg in die begin van die Bybel kom God
en hy maak vir ons 'n deur oop. So ek het die deur saamgebring, die deur was altyd toe gewees, en toe God vir ons die Bybel gee, toe maak God vir ons daai deur oop. En hy wys vir ons wie hy is. Nou wanneer jy die Bybel gaan lees, gaan jy onmiddellik agterkom, die Bybel is vir jou antwoord op alles in jou lewe. Van God se planne met ons, God vertel vir ons wie hy is, God vertel vir ons waar hy vandaan kom, God vertel vir ons hoe ons mekaar moet hanteer, God vertel vir ons hoe ons moet lewe, hoe ons moeilike tye in ons lewe moet hanteer. Alles kry 'n mens in die Bybel. Maar die grootste fokus in die Bybel is Jesus. Kyk, die hele Bybel gaan oor Jesus. Die Ou Testament vertel vir ons hoekom Jesus moes gekom het. En hoekom alles verander het toe Jesus wel gekom het. En die Nuwe Testament sê vir ons dat Jesus is die een wat ons jarelang verwag het. Hy is God in lewende lywe. So die Bybel maak regtig vir ons 'n deur oop tot God. En hier in Genesis 1 vers 1 word die eerste deur vir ons oopgemaak. Nou net so Dominikies gesê, kom ek toets jou volgende bietjie. Watter gedeelte in die Bybel dink jy is die meeste ooit gelees? Kom vat raai skoot. Gerard. Goeie raai skoot. Duska. Jakob, wat sê jy? Die gedeelte in die Bybel wat die meeste ooit gelees is. Genesis. Van alle boeke wat nog ooit gelees is, meer as al die geskiedenisboeke, die vers wat die meeste nog ooit gelees is Genesis 1 vers 1. En ek wonder hoeveel mense al vir my lewe gesê, Dominee, ek gaan nou die Bybel vat en ek gaan hom nou dwars deurlees. Ek gaan hom nou by die begin en dan gaan ek hom vat en gaan ek hom deurlees. En dan spring 'n mens weg baie vinnig in Genesis, later dan kom jy by Genesis 11 met die eerste geslagregister en dan raak jy stoom baie vinnig op. Al daai Hebreëse name, klink of jy jou ma sleg sê. En dan kom jy by 'n punt waar jy sê, nee, genade. Ek het probeer, maar nee, ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Nee, los dit. So meeste mense daarom al Genesis 1 vers 1 daarom al gelees in hulle lewe. En weet jy wat? Genesis 1 vers 1 is die fondasie van die hele Bybel. Hoekom so? Daar staan in Genesis 1, in die begin God, in die begin God. God word hier genoem in Hebreëus Elohim. En Elohim is 'n meervoudsvorm wat beteken eintlik in Genesis 1 vers 1 staan daar hulle. So dit beteken in vers 1 is die Vader daar, is die Seun daar, Jesus is hier, en die Heilige Gees daar. Al drie van hulle kom daar voor. In Genesis 1 vers 26 staan daar later, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere en oor die hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. So laat ons mense maak na ons beeld. En is iets wat bitter moeilik is om te verstaan, veral vir klein kindertjies. Ek meen, dis is 'n Rubik's Cube. Ons het net nie daardie geduld om dit te probeer uitfigure nie. So kom ek wys vir julle wat in Genesis 1 vers 1 gebeur. Ag, my, jy sit om heel voor, nee. Lyk nie om jy gaan vorentoe volg. Staan julle twee gou hierso? En julle praat nou lekker met mekaar. Christus rugby, wil dit verloor het en al baie lekker dinge. Julle gesels lekker met mekaar. Terwyl hulle lekker met mekaar gesels in Genesis 1, wat nou gebeur is, God kom en hy kom stel hom voor. Aangename kennis. Aangename kennis. Baie lekker om gaan sit hoor. So in Genesis 1, terwyl ons wys God vir ons wie hy is, hy kom stel hom bekend. Hy sê vir ons, aangename kennis, ek is God. En Moses probeer nie vir ons oortuig dat dit God is nie. Moses gee nie vir ons die top 10 bewys in Genesis 1 nie. Al wat Moses reg en kort vir ons sê is, dit is God. God was nog altyd daar en God sal vir altyd daar wees en kom ontmoet vir God. Maak jou Bybel op in Genesis 1 vers 1. In die begin, God. God is die beginner van die begin. God wat nog altyd bestaan het, dis God. Niemand is soos hy nie. En die skrywer sê, okay, hier is God.
En God maak die deur oop en hy kom wys vir ons in die Bybel hoe lyk hy en wie is hy. So die Bybel is ons oop deur tot by God. My liewe familie, nou wil ek iets baie belangrik vir julle uitwys in vers 1. Dalk julle geweet het. Die Bybel sê in vers 1, God het alles begin, die hemel en die aarde. God het uit niks uitgemaak nie. Kyk, as ons iets wil maak, het jy 'n klomp goed nodig. Jy het 'n hamer nodig, jy het spykers nodig, jy het planke nodig en dan jy gom nodig om iets te maak. So jy het iets nodig om iets te kan maak. Maar hier staan in Genesis 1 vers 1 dat God uit niks uitgemaak het nie. Hier staan letterlik ex nihilo, wat beteken dat God uit niks uitgemaak het. En die woord wat hier gebruik word beteken daar was niks. En toe God spreek en praat, toe was daar iets. 7 keer het God gesê, en elke keer wanneer God iets sê, kom daar iets niets, wat daar nie was nie. En wat ek graag op wil fokus is, dat op 'n stadium het God gesê, en toe is die mens daar. Dis baie belangrik om dit te weet, want dit bepaal of jy vandag fout is of nie. Of jy vandag hier sit, en jy het 'n doel en 'n rede in hierdie lewe. Want dis die groot debat. Jy is of 'n klomp bolselle, soos 'n bol sop wat by mekaar gesit is en jy was 'n ongeluk gewees en voilà, hier's jy vanoggend. Of jy is gemaak en jy het 'n doel. As dit beplan is, as God jou gemaak het na sy beeld, beteken dit dat God jou gemaak het met 'n spesifieke doel. Dat jy besig is om daai doel te vervul waarvoor God jou gemaak het. Want God het jou gemaak met 'n rede. Jy is uniek. Niemand is soos jy. Jy het 'n gaatjie in hierdie wêreld wat niemand anders te kan volmaak nie. Niemand. Jy het 'n rol om in mense se lewens te speel. Jy is beplan. As dit 'n ongeluk is en ons is 'n bol geperste sop by mekaar, dan beteken dit basies ons bestaan uit plante. Dan is ons soos 'n klomp diere en ons het nie 'n idee wat ons aanvang nie. Nie 'n koek en kloot. Dan werk ons eenvoudig op impulse en ons werk op reaksies. Ons enigste doel in hierdie lewe is ons kinders te maak, kinders groot te maak, dat hulle weer kan kinders maak eendag. So dis die twee moontlikhede. In Genesis 1 vers 1 staan daar, God het jou gemaak. Jy is beplan, jy is ontwerp. Jy is gemaak met 'n doel en 'n rede. Jy sit vandag hier in Fynbos, nie omdat jy 'n fout is nie. Nie omdat jy nie weet wat jy doen nie. Jy sit vandag hier in Fynbos omdat God 'n plan en 'n doel hiermee het. Dis beplan. Dis uitgewerk. Jy is gekies om hier te wees. Toegerus. En jy gaan gelei word deur die Gees. Jy is gemaak vir 'n tyd soos nou en vir hier. Jy het 'n roeping, jy het 'n verantwoordelikheid baie groter as wat jy dink. Ek wonder hoeveel keer in my lewe moes ek hierdie waarheid al oor en oor geleer het. Nou ek kan eerlikwaar regtig vandag vir julle sê dat ek nog altyd in my hart die oortuiging gehad het dat God groter planne met ons het as wat ons gedink het. Ons het gedink die vorige kerk waarin ons was, om daai kerk aan die groei te kry, daar gaan ons God se koninkryk uitbrei. Om net te besef waar ons vandag staan, o nee, God het groter planne, soveel meer as net 'n kerkverband. Ons het dalk te klein gedink. Dalk het ons te min verwag om te kom by die dag waar ons nou is. En ons besef, hier's nie 'n deur wat vir ons toegemaak is nie, nee, hier's 'n deur wat vir ons waarheid oopgemaak is. Ons het te klein gedink. God het 'n nuwe deur oopgemaak. En dis die deur wat God nog altyd beplan het. Ek besef dit nou eers. Ons het gedink, ons staan op die dek. Ons het nooit op die dek gestaan nie. Ons was op die eerste trappie gewees. En ons was tevrede met die trappie. Nou sê God vir jou, neem nog een. Nou is jy op die dek. Is dit nie ongelooflik nie? Niks wat gebeur het was 'n fout nie. Dit was nie 'n ongeluk nie. Dit was nie buite beplanning nie. Dit was alles deel van die plan.
God het dit so bepaal van die begin af dat ons hier nou moet wees. Op die dek, die voorbereiding is gedoen, jy's reg. Die trappies is geklim. Nou kan jy leef en voluit gaan. Alles is beplan en ontwerp. In Genesis 1 staan daar, God het gemaak. En alles wat God gemaak het, het God gemaak met 'n doel en 'n rede. Elkeen van ons. Ons is nie foute nie. Jy is gemaak vir iets groter as wat jy dink. Ons het op die trappie gestaan en gedink, dis die dek. Nou is ons op die dek. Die tweede ding wat vir julle wat baie belangrik is in Genesis 1, dat ek graag vir julle uitwys, is die feit dat God alles gemaak het. Hy het die mens gemaak na sy beeld. Adam en Eva het ook deurgegaan vir God. Hulle staan in die tuin, hulle wandel in God se teenwoordigheid, hulle praat met God, God praat met hulle. Daar is 'n oop deur tussen Adam en Eva en God, geen skeiding tussen mekaar nie. Maar God gee vir Adam en Eva een opdrag om te sê, jy mag net nie van daai boom eet nie. En natuurlik, soos julle weet, het hulle nie geluister nie, en natuurlik, daar kry jy die eerste 2 kinderspeletjies, as jy nog gewonder waar dit vandaan kom, daar kry jy eers 2. Die eerste enetjie is weggrypertjie. Met ander woorde, Adam en Eva het uitgevang word, wat hulle dit gaan wegkry. Die tweede enetjie is die blame game in Engels. Met ander woorde, dis nie my skuld nie. Hulle sê in Engels die blame game. Adam sê dis Eva. Eva sê dis die slang en die slang kan nie van 'n genoeg en 'n verskoning dink jy, niemand op die blameer en daar sit hy vas. Toe gebeur dit dat God vir Adam en Eva buite die tuin verban. En daai deur wat daar oop was tussen God en Adam en Eva, daai deur word toegemaak tussen hulle. Met ander woorde, daai sonde klap daai deur toe. Klap. God is aan die een kant van die deur en Adam en Eva staan aan die ander kant van die deur. Hier's 'n deur wat tussen hulle staan. Hulle kan nie by mekaar uitkom nie. Die sonde het daai deur tussen mekaar toegemaak. En is ook baie interessant is dat ons pertinent van die deur weer lees in die Ou Testament. Die wêreld verval in chaos en God kom later by Noag en God sê vir Noag, okay, goed, jy gaan 'n ark bou met 'n groot deur. En al die diere wat deur die deur loop en julle wat deur die deur gaan loop in die ark in. As jy deur die deur loop, gaan jy gered word. Op die ouene vandag is net Noag en sy familie in die deur in. En die diere saam met die diere die hele wêreld verdrink. Almal wat deur die deur is, word gered. Later met die Israeliete, met die 10 plaag, toe sê Moses vir hulle, ver van die deurkosyne die lam se bloed op die deurkosyne, almal wat deur die deur loop aan die binnekant van die huis is, sal gered word. En almal in die binnekant van die huis, agter die deur met die lam met die bloed op, hulle word gered. Later met die tabernakel, 1 keer 'n jaar moet die hoofpriester deur die deur loop, om vir die volk se sondes te gaan betaal daar binne met bloed. En hy gooi die bloed agter die deur rond. En wanneer hy uitkom, is die volk se sondes betaal. Hy moes inloop deur die deur om gered te word en vir die volk. Later toe kom Jesus en hoor wat sê Jesus in Johannes 10 vers 7 tot 9. Jesus het toe weer gesê, amen, amen, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers. Die skaap het egter nie daar geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Jesus sê, ek is die deur. Daar staan nie, sy is die deur nie, of hulle is die deur nie, of daai ouens is die deur nie, of die kerk is die deur nie. Jesus sê, ek is die deur. Hoor hierdie ongelooflike belofte. As jy vanoggend hier sit en jy glo in jou hart in Jesus Christus, kan niemand daai deur vir jou toemaak. Maak nie saak wie jy is nie, wat hulle vir jou sê nie, niemand kan daai deur vir jou toemaak nie. Jesus sê, omdat hy die deur is, en as jy in hom glo, is daai deur tussen jou en God waarheid oop. Jesus is die deur en daai deur is oop. Jesus maak die deur oop. So niemand kan die deur vir ons toemaak nie.
Niemand het beheer oor die deur nie, want Jesus is die deur. So jy hoef nie sleg te voel wat gebeur het. Jy hoef nie skuldig te voel nie. Want ons is gemaak. En dit beteken dat ons vanoggend hier sit met 'n doel en 'n rede. Dit was nog altyd die beplanning gewees. Die laaste trappie is gegee, die voorbereiding is gedoen. Nou is ons reg. Nou kan ons doen waarvoor ons gemaak is. Die opleiding is verby. Die voorbereiding is gedoen. Die gemeente is gegee. Nou moet ons doen waarvoor ons geroep word om te doen. Fynbos, hoor dit of nie? Al is dit hoe moeilik om te hoor, was nog altyd God se beplanning gewees. Nie 'n fout nie. Niemand kan die deur toemaak vir ons nie. Al word ons met hoeveel reëls gegooi. Dis omdat Jesus die deur is. Niemand het beheer oor die deur nie. Jesus is die deur. En die deur het nooit toegegaan nie. Hy's waarby oop. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons hier vanoggend bymekaar kom, dankie Here dat ons 'n oop deur het. Here, as ons dink daaraan hoeveel deure ons vanoggend moes deurgeloop het om vanoggend by hierdie punt te kom waar ons nou is in ons lewe. Dis baie deure, Here, in ons lewe wat ons al deur is. Minne ons gestop het en gedink het, en ons kyk na die Here, ons bestudeer die Here, Here is 'n tweede natuur, ons kyk nie eers na die Here, ons loop eenvoudig daardeur. Maar dankie Here dat U die deure vir ons oopgemaak het wat moes oopgaan en die deure wat vir ons toe moes bly was toe. Dankie dat ons kan weet in Genesis 1:1 dat ons elkeen is beplan, ons het 'n doel en 'n rede waarom ons hier is. Dankie dat ons kan weet, Here, ons is nie foute nie. Ons is nie 'n saamgeperste bol selle wat net hier by mekaar sit en ons weet nie wat ons doen nie en ons is diere nie. Dankie Here dat ons kan weet dat een en elkeen van ons gemaak is na U beeld. Dat die een en elkeen van ons uniek gemaak het. Een en elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid met talente en gawes wat ons het om na die beste van ons vermoë vir U te lewe. Dankie Here vir wie U is. Dankie dat ons ook kan weet, Here, dat U die deur is. Dat niemand beheer het oor die deur, want U is die deur en U het vir ons die deur waarby opgemaak. Al wat U vir ons sê is loop deur die deur. Daar is nie 'n ander weg tot in die hemel behalwe deur U nie. U is die deur. Dankie Here dat ons kan weet, die deur het nie vir ons toe gegaan nie. Dankie Here dat ons kan weet, U is in volle beheer. En dat ons vandag met hier by mekaar kom, Here, met hierdie begeerte, geloof en sekerheid, dat ons kan weet, Here, ons het weer vandag 'n oop deur. Dankie dat ons hierdie kan bid. In U almagtige en heilige en kragtige naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.